en bemoedig om te sê die tema is die vuur op die altaar. En ek dink in die wat hier sit, wat in bediening is of was, het al soveel kere oor dit al bedien, dat jy kan amper dink, jy kan niks meer daaroor sê nie, en elke keer as ek dit lees, dan is dit asof daar net 'n nuwe revelation is. So die Here seën vanmôre die woord aan u harte. Mag u hier uitgaan met 'n hart wat brandend is vir die koning. Ek wil vir u lees 2 gedeeltes, en die eerste gedeelte is Matteus 3 vers 11. Het ons dit op die skerm? Dankie, hierdie mense gee nie vir hulle hande klap, hulle is so oulik. Johannes sê, ek doop julle wel met water, tot bekering. Maar hy wat na my kom, dis Jesus, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Maar hy, Jesus, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Onthou dit. Dan gaan ons oor na Levitikus 6 vers 8 tot 13. Ons kry al die Bybellees in. Ek het my Bybel hier, is net die plek vir alles nie. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, gee bevel aan Aaron en sy seuns en sê, dit is die wet van die brandoffer. Onthou die brandoffer. Die brandoffer moet op sy vuurhek op die altaar die hele nag lang tot die môre toe bly, en die altaarvuur moet daardeur aan die brand gehou word. En die priester moet sy linnekleed aantrek, en hy moet die linnebroek moet hy oor sy vlees aantrek, en dan moet hy die as wegneem waartoe die vuur as brandoffer op die altaar verteer het, en dit langs die altaar uitgooi. Daarna moet hierdie priester sy klere uittrek en ander klere aantrek, en die as buitekant die laar op 'n rein plek uitbring. En die vuur op die altaar moet daardeur aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie, sê 'n bietjie, dit mag nie doodgaan nie. Maar die priester moet elke môre, nie eenmal in 'n week of eenmal in 'n kwartaal nie, elke môre hout daaroor aan die brand steek en die brandoffer daaroor reg lê en die stukke van die vet van die dankoffers daaroor aan die brand steek. En dan sê hy weer, vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word. Dis nie net 'n eenmaalse ding nie, dit moet aan die brand gehou word en dit mag nie doodgaan nie. Vader, ek dank U vir U woord. U woord het vanmôre die hoogste gesag hier en ons eer U vir U woord wat die hardste rots kan vermorsel, die hardste hart vanmôre kan aanraak, en ek bid vanmôre dat U woord sal deurbreek in ons lewens en dat U woord ons sal verander, sal transformeer om al meer soos U te wees, Here, dat U vir ons daardie vuur in ons lewe weer opnuut aan die brand sal steek tot lof en eer van U naam. En Here, ek kom nou en ek vat autoriteit en ek neem gesag teen alles wat indruis teen die kennis van God, en ek bind dit, ek werp dit neer, ek onderwerp dit aan U vanmôre, Vader God, en ek sê jou vyand, jou werke is nou gebind en gebreek en afgesny. Heilige Gees vuur, kom brandvestings los, ruk dit uit met wortel en tak, tot lof en tot eer van U naam, en laat U Heilige Gees krag manifesteer in die plek, en ons gee aan U die lof en die eer in Jesus naam. Seën die woord aan ons harte, gee ons geopende ore, ontvanklike harte in Jesus naam. Amen. Die Spiritual Renewal Bible say, remember, don't forget, remember, the fire must be kept burning on the altar at all times, and it must never go out. As U dit vanmôre snap, kan ek nou amen sê en ons kan huis toe gaan. Ek wil vanmôre met U 'n bietjie deel oor die vuur, soos wat die Here dit op my hart gelê het. In
Levitikus is daar baie gepraat oor verskillende offers. Dis sondeoffers en lofoffers en dankoffers en spysoffers en brandoffers en 'n klomp offers waarvan ek vanmôre van mening is ek. Onthou, dis nou nie die Bybel nie, dis Emilia 3 vers 7, dat die brandoffer is een van die belangrikste offers wat daar is. En ek is van mening, weereens my version, dat die brandoffer geestelik terugwys na waar Pinkster ontstaan het in Handelinge 2, toe die vuur van die Here, toe die Heilige Gees vuur van die Here neergedaal het en mense in tale begin spreek het, was die lewe net nooit weer dieselfde nie. Mense was uit onder die wet, want Jesus het gekom, maar 'n Pinkstervuur is aan die brand gesteek toe. En ook waar ons nou, soos in die tyd van Levitikus, ook nou ons lewens, in ons lewens, moet die vuur van God aan die brand bly. Dit mag nie doodgaan nie. Daar is baie soorte vure, maar ek wil vanmôre vir u sê, hou die vuur aan die brand. Hou die vuur aan die brand. Die tyd van Jesus se koms is nader as ooit. Niemand kan nou afkoel nie. Niemand kan nou insak nie. Niemand kan nou terugval nie. Niemand kan meer kwaad wees vir mekaar nie. Want Jesus is op pad. En die vuur van God wat in ons lewens brand. Ek gaan 'n paar uithaal, 'n paar verskillende soorte vure, net kort. Die poel van vuur. Pastoor van Tonder sal weet, hy het baie rond beweeg, dat daar is gemeentes waaroor jy glad nie eers die woord hel eers mag gebruik van die kansel af nie. Dan sê hulle sommer vir pastoor, dankie, gaan sit. Daar is 'n poel van vuur. Dit sê my Bybel. En daar kom 'n tyd in die boek van Openbaring, aan die einde van die 1000-jarige vrederyk, ons gaan dit nog baie mooi vir u verduidelik, dat almal wat God verloor het, mense wat nooit Jesus Christus as verlosser en saligmaker nou in hierdie gunstige tyd aangeneem het nie, hulle gaan ongelukkig in die poel van vuur gewerp word. En weet jy eens, as jy daar is daar geen genade ooit weer nie. Die genade deur staan nou, die vuur is nou daar, daar's nou 'n geleentheid om ja te sê vir Jesus. Die volgende vuur wat ek net in kort wil praat, is vreemde vure. Hoe baie, nie hier nie, op ander plekke, daar ook kan die rivier en die Karoo en daai plekke. Die aanloklikheid, dat jy jou lewe begin met die Here. Jy was so aan die brand en ek is op my pad hemel toe. Sing, altyd sing, maar iewers langs die pad het jy moeg geraak en die vuur het uitgedoof en jy by 'n vreemde vuur gaan sit. Die aanloklikheid van hierdie wêreldse plesiere, die vreemde vure, dit is wat jou Jesus laat verloor, soos 'n Petrus, toe hulle vir hom sê, jy is ook mos een van hulle. Toe sê hy, ek is jammer, ek ken nie hom nie, wie is Jesus? Dit is wat vreemde vure doen. Vreemde vure laat jou die rug op God draai en maak dat jy die wêreld meer lief het as vir God en vir sy werk. My Bybel sê, die Here is 'n jaloerse God. Ons moet hom alleen dien. Jy kan nie twee Heres dien nie. Dan is daar 'n vuur wat Satan teen ons as gelowiges wil maak. Die vyand wil nie hê dit moet ons goed gaan nie. Net soos wat ons dink, ek praat van myself, net soos wat ek nou dink, ek is daarom nou net goed op dreef, dan sal hy kom en hy sal my aanval op my geloof. Het God regtig so gesê? Is jy seker dat jy weet wat, jy dink dit nie maar net uit jou eie uit nie? En hy kom, en hy maak vuur teen ons, want hy wil nie hê, ons moet gelukkig, geseënd en gesond wees nie. En die woord sê, hy kom om te slag, hy kom om te verwoes, hy kom om te steel, en hy wil plunder aan ons. As hy sien, ek is op my pad hemel toe, dan kom hy, dan val hy my geloof aan. En as hy dan nou sien, dat ek staan vas op die woord, wat onthou, ek het u gesê, ek
wat Satan teen ons maak as gelowiges. Ek gooi nou 'n warm vanoggend in die gang. Hy was blessed. Dan is daar 'n brandbosvuur. Dit is, ons het nou gelees, Jesus kom na Johannes en hy gaan nou doop met die Heilige Gees en met vuur. Die dag toe liewe Jesus my siel kom red het, het hy 'n vuur in my hart aan die brand gesteek. Deur sy genade staan ek nog steeds van 1986 af, because I need to keep the fire burning. Maar dit is harde werk, dit kom nie van self nie. Die brandbosvuur, dit is daar waar jy 'n ontmoeting met die Here gehad het, wat jou lewe so omgedraai het, dat jy nooit net weer ooit dieselfde kan wees nie, dat jy nooit ooit weer dieselfde wil wees nie. Die vuur wat die Here in ons lewe in die brand steek van die dag wat hy ons siele gered het en ons ja gesê het vir Jesus. Vuur om te getuig, vuur om die Here te dien, al kom wat, al gebeur wat. Ek het al baie keer het gesê, al blaas die wind, al bruis die Jordaan, die vuur van God is in my lewe en ons het daar die vuur om ywerig in God se koninkryk te staan. Nou baie van u ken vir Probasie Wessels, wat nou al ook verhuis het by die Here. Hy was 'n ernstige man, maar hy was baie koddig partykeer. So hy vertel vir ons van hierdie teologiese ouetjie, wat besig is om te studeer, en hy toe nou, hy gaan sien toe die ouers om te vra, daai tyd was mense nog ordentliker gewees, en dan gaan vra, mag ek met jou dogter uitgaan? Nou, sien ek net, mense staan, maar is ok, dis nie waaroor ek wil praat nie. Maar die dogter se pa was 'n verskriklike vermoënde man gewees, en hy het net altyd gedink dat jy moet 'n education hê. Nou van die ouer mense wat vanmôre hier sit, soos ek, ouers soos ek, hulle sal weet dat mense sou altyd vir jou gevra, as jy op universiteit was, hulle sal nie vra, Magda, was jy ook op universiteit nie? Dis sê, Magda, was jy by Stellenbosch? Dit is hoe hulle gevra het, en dan is jy nog geweet het, jy is veronderstel om in die universiteit te wees om iets te leer. So die oom kom en hy sê vir hierdie ouetjie, hy sê, sê vir my seun, was jy op Stellenbosch gewees? Hy sê, nee oom, ek was sommer maar net by die brandbos. Tereg, ons kom by die brandbos uit. Hoe dikwels ontbreek daar die vuur in ons lewe? Die Bybel, ons het nou gelees vanmôre, sê die vuur, en ek praat van my eie, moet op my altaar brand, my geestelike altaar, dit moet gedurig aan die brand bly. Die woord van die Here sê dit vanmôre, dis nie ek wat dit sê nie, dit mag nie doodgaan nie. Jy weet, ons sit Sondag vir Sondag in dienste, predikers bedien uit die hart van God. Wat maak ons met dit? Onlangs het die Here gevra, wat maak ons met sy woord? Is ons net hier Sondag om kerk toe te kom, omdat kerk is ons geroer deur wat die bedien word, en ons daar die vuur binne in ons, om die hartklop van God uit te dra na buitekant toe, na 'n verlore gaande wêreld toe, om 'n verskil te gaan maak. I need to tell you this morning, gans my gemeente, keep the fire burning, terwyl die geleentheid daar is, hou die vuur aan die brand. 3 vrae wat ek wil vra. Is daar die 4 eienskappe in jou lewe en in my lewe vanmôre aanwesig? Jy kan self antwoord, ja of nee, moenie hand opsteek nie. En indien nie, hoekom nie? Hoe kry ek dan daai vuur in my lewe? En as ek dit verloor het, hoe kan ek dit terugkry en dit behou? Daai is die saak. Ek wil graag 'n paar eienskappe van vuur wat ons in ons eie lewens kan toepas, handhaaf, kan toepas en handhaaf, wil ek met u deel. Wat gebeur wanneer God se vuur in jou en in my lewe brand?
Nommer 1 is, daar is net 75 van hulle, nie bekommerd wees nie. Nommer 1 is, vuur maak mense nuuskierig. Kyk maar daar waar 'n gebou aan die brand is, die mense sal van heinde en verre ry om te kom kyk. Veldbrand, ongelukkig, is dit baie hier in ons plek, ek het gisteraand weer gehoor, iewers hier naby, het dit gebrand. Maar vuur trek mense, vuur maak mense nuuskierig, dit trek skares, daar waar 'n vuur is, kan jy verseker wees, gaan jy mense kry, wat nuuskierig saamdrom, om foto's te neem, om op Facebook te sit, en dit vertel wat aan die gang was. Nou ek wil vir u sê, in die tyd van Handelinge, toe die Pinkster 4 gevalle, die weet Handelinge 2, gaan lees dit by die huis, as jy nie weet nie, was mense die woord sê, hulle het nuuskierig nader gekom, en hulle het gesê, wat is verkeerd met hierdie mense, is hulle dronk, want is maar net 9 in die môre. Is julle met my? Vuur maak mense nuuskierig, reg in die tyd van Handelinge, toe die Heilige Gees uitstorting plaasgevind het, het mense saamgedrom om te sien, oh my word, wat is hier besig om te gebeur? Dis iets wat ons nie ken nie. Die skrif sê in Exodus, dat Moses het die brandende bos, die brandbos, het hy bekyk van 'n afstand af, en die woord sê, hy het toe die vuur, toe hy sien, dit is vuur, en die vuur brand, en die bos brand nie uit nie. Toe sê die woord, hy het nuuskierig nader gekom, om te kyk wat is aan die gang, en God het met hom daar gedeel met daardie vuur. Ek sê weer, as die vuur van God in u en my lewens aanwesig is, sal ons mense na Jesus toe trek, sal ons nie nodig hê om te sê, onthou asseblief, die 12de is Jesus at the door, u sal nie wees, want u kan mense na u toe trek, teen dit wat u daar die dag gaan leer daar. Vuur maak mense nuuskierig. As die vuur van God in ons lewens brand, ek herhaal dit, dan sal ons mense nie wegstoot van ons af nie, maar ons sal mense trek. Ek wil dit huis toe bring vanmôre, en ek wil onomwonde sê, as die vuur van God in jou lewe brand, in hierdie plek van aanbidding, dan sal jy mense na die gemeente toe trek. Nommer 2, soos het gehoor, vuur maak mense nuuskierig. Nommer 2 is, vuur gee lig. As die vuur van God werklik in ons lewens brand, dan sal u en ek die lig in die donker wêreld wees volgens Matteus 5 vers 14, en sal ons lig so laat skyn voor mense, sodat God verheerlik mag word. En dat die vuur van God wat binne in ons is die salwing van God wat in ons is, wat oor ons is, wat met mense na ons sal trek, en mense sal verander deur die lig wat in ons is. Ek het in 1986 het die Here my lewe drasties, totaal en al, so verander, dat ek kan dit nie vir jou beskryf nie. En ek weet dis een wat dit kan uitdra vanmôre het nie. Sy weet die leefstyl wat ons handhaaf het. En die Here red my siel. En ek sê ja vir Jesus. Nou in die BC dae was dit nie hierdie pragtige engel wat hier voor julle staan nie. Maar weet jy wat? Het my man, wat 'n verslae alkoholist was, wat verslaaf was aan Mandrex, wat sy eie stoelkery in sy garage gehad het, het jy, steek ek jou hand op, is dit die waarheid wat ek praat. Weet jy wat het Arnold Swanepoel na die Here toe gebring? Toe hy sien, hier het iets verander in hierdie vrou. En hy sien die lig van Jesus uit haar uitskyn. 3 maande nadat ek my lewe vir die Here gegee het, toe sê my man ja vir Jesus. En die Here verlos hom onmiddellik van daar. Die Here verlos hom in haar oogwink, en ons het nooit weer teruggekyk nie. So vuur gee lig. Nommer 3, vuur maak warm en vuur maak sag. Ek wil jou vanmôre sê, as die vuur van God in iemand se lewe kan die hardste hart sag maak. Daar is
en ek gaan niks doen nie, maar ek wil vir julle sê, hier was 'n vuur hier binne in my, 'n vuur wat so gebrand het, dat ek nie anders te kon as om maar terug te draai na die weg van die Here toe nie. En die Here sê vir my in Jeremia 20 vers 9, hy sê, en as ek sê, ek sal aan hom nie meer dink nie, maar ek sê, Here, ek gaan nie meer vir u praat nie. En as ek sê, ek gaan in die naam nie meer spreek nie, dan word dit in my hart 'n brandende vuur, opgesluit in my gebeente, en ek het my moeg gemaak om uit te hou, maar ek kon nie, en ek kon maar net weer sê, ja, Jesus, hier is ek, want die vuur van God maak warm, die vuur van God maak sag. Nommer 4, vuur smelt saam. As jy vanmôre dink aan goud wat gesmelt word, ons het dit al baie keer gesien op TV, dis net 'n dun straaltjie goud wat loop, wat uiteindelik een soliede goudstaaf raak. Ek wil iets daarby aanhak. Gistermiddag gesels ek in die wet en ons praat oor refining. En ek sê vir my, ek wil ook nou 'n slag al uit die refining fire uitkom. En ons praat oor dit, dat die woord sê jy moet gelouter wees soos silwer. Nou hoekom moet jy gelouter wees soos silwer? Want as daai smid, daai silwer straat begin loop en hy begin werk, is dit 'n dowwe besigheid. Ek praat nou van iets wat buitekant my leek is. Maar weet jy wanneer is hy tevrede? Hy gaan oor en oor in die refiners fire in. Hy gaan oor en oor en dis nie 'n lekker plek om te wees nie, maar jy kom beter aan die ander kant uit as jy kan uithou. Weet jy wanneer is daai smid tevrede met sy werk? Wanneer hy in hy silwer kyk en hy kan sy eie gesig sien. So, if you are in the refiner's fire, soek maar die aangesig van Jesus en kry die beeld van Jesus in jou lewe. Totdat jy nie die beeld van Jesus kan uitdra nie, sal jy aanhou met refining fire, sal jy aanhou gesluit moet word. En ek dink aan Johannes 17, ek het gesê vuur smelt saam. Johannes 17, waar Jesus bid, en dis een van die mooiste gebede in die Bybel, so gaan lees dit, hy sê, Vader, maak hulle een, soos wat U en ek een is. As God se vuur in jou lewe brand, en as God se vuur in my lewe brand, sal hier 'n geweldige groot eenheid wees, en ons wil saam staan, en ons wil saam stry vir sy groot naam, as die vuur van God in ons lewens brand. Nommer 5, vuur verteer alles wat onrein is. Ek het nie veel daaroor te sê nie. As die vuur van God, as die salwing van die Heilige Gees hoog brand in jou lewe, dan sal jy ontslae raak van alles wat nie tot eer van die Here in jou lewe is nie, want vuur reinig alles wat onrein is. Amen. Nommer 6, vuur beskerm. Ek weet van mense wat nou binnekort, wat is die plek se naam? Waar ons so graag heen wil gaan leen, waar ons nog nooit was, waar die leeu's is. Die Kreerwoudtuin. Ek weet van mense wat binnekort gaan leeu's kyk in die Kreerwoudtuin. Nou ek wil net sê, vuur beskerm. Jagters sal vir u kan sê, wat hou die wilde diere in die nag weg? Maak 'n vuur. Maak 'n vuur in die jagveld, en die leeu's wat jou eintlik wil verskeer, pas dit verborge geestelik toe. Hulle bly van jou af weg, want hulle is bang, hulle kom nie naby daai vuur nie. God se vuur in jou lewe sal die brullende leeu van jou af weghou. Let the fire of God burn in your life to keep the enemy at bay, to keep the enemy at distance. Vuur beskerm, vuur. As die vuur van God in jou lewe brand, dan bly die brullende leeu, of die een wat maak asof hy 'n brullende leeu is, bly weg van jou af. Nommer 7. Vuur haal goggas uit. Gooi maar 'n stomp hout op die vuur en kyk wat gebeur. Hoe hard loop daai goggas, hoe wemel hulle daar
om dit uit te brand. Siekte is 'n gogga, hy moet uit. Ek huisves dit glad nie. Skinder en onmin. Ek is jammer, ek is op die voorstoep vanmôre. Ek pas op myself eerste toe. Skinder is 'n gogga. Onmin is 'n gogga. 'n Bad attitude is 'n gogga. Daar's 'n gesegde wat sê, a bad attitude is like a flat tire. You cannot go anywhere before you fix it. Laat die vuur van God in jou lewe brand, want dis nie van die Here nie. Staan op en vat autoriteit en spreek 'n woord van genesing oor jouself. Spreek 'n woord van vrymaking oor jouself. Spreek 'n woord van oorwinning oor jouself. Laat die vuur van God in jou lewe brand. Vuur het geweldige krag. Amper klaar. As vuur aan die gang is, en u ken dit baie goed hier in ons omgewing. As jy dink aan 'n bosbrand, daar is niks, veral as die wind dat dit nog aanblaas, daar's niks letterlik wat 'n vuur kan styf nie. Mense probeer dit doodslaan, ja, hulle hou aan met dit, maar dit versprei net so en vinnig spring hy sommer na 'n ander kant toe. Dis die krag wat vuur het. Ek sê altyd, daar's twee goed wat jy nie kan stop nie, dis vuur en water. As daai goed aan die loop is, dan neem hulle loop. Weet u, wanneer brand die vuur van God? Wanneer is die vuur van God in ons lewens aanwesig? Wanneer is die vuur van God in 'n gemeente aanwesig? Wanneer mense uit rolstoele uit opstaan, wanneer siekes gesond word, wanneer blindes se oë kan sien, wanneer dowes se ore kan oopgaan, dan brand die vuur van God in 'n gemeente. Selfs dooies staan op. En ek kan getuig vanmôre. Ek sê, as ek skinder van myself, dan weet ek is okay. Maar ons gesels, ek dink dit was verlede week, gesels ons 'n paar van die dames. Iemand sê, dat, hoekom is dit so, dat 'n mens in 'n kerk instap, in 'n diens instap, en jy stap net so daar uit. Wat het geword van die wonderwerke? Het God verander? Nog nooit. Ons het verander, want ons het te smaak geraak. Want ons dink, wat sal die mense sê as ek alleen hier voor kom staan en iemand anders sê, het jy gesien, jy het uitgegaan vanoggend, ek wonder waarvoor het sy uitgegaan. Dit hoort nie so nie. Die vuur van God, wanneer die vuur van God in ons lewe brand, dan begin wonderwerke manifesteer in ons lewens, in ons huishouding, in ons gemeente, en ons vat dit uit en dit begin te manifesteer in die dorp. Ek wil vanmôre sê, ons het een wonderwerk, een goddelike, bonatuurlike wonderwerk in die gemeente nodig om die dorp om te keer. Maar ek wil u vertel, tot dooies word opgewek. Ons was al by dienste, en van ons predikers wat hier is vanmôre, al weet dit so goed, dat kanker val net uit, en dooies staan op. Baie jare gelede, miskien hier in die 1990s wees, was hier 'n verskriklike ongeluk by die ingang van die dorp, en ons het in daardie tyd in Barnardstraat gebly. En ek staan in Skottelgoed was, en ek hoor 'n slag, en ek weet nie of het jy was wat ingehardloop gekom het en gesê, ons moet gaan bid, want daar was 'n ongeluk. En ek dink toe, okay, laat ek gaan kyk. En dit was 'n ouetjie, ek kan nie meer onthou wat sy naam was nie, Philip dink ek, hy was by die hawemeester se kantoor te gewerk, ek weet nie van u weet of onthou van dit nie. Hulle het 'n ongeluk hier aan die buitekant van die dorp gehad, hier na weer van. Hy het met 'n karretjie gery, en een van die onderwysers van daai tyd, terwyl hulle van die kamera gaan ek nie die naam noem nie, sy seun was met 'n high-is-bussie op pad, en hulle bots, en die ouetjie van die hawe, hy is op slag dood, al twee van hulle, en hulle lê hierdie ouetjie, sy naam is Johan, hulle lê hom daar neer op die pad, en hier kom ek en Arnold, en ek sal nooit vergeet, ek het 'n geel romp aangegaan. Hier kom ons verby gehardloop, want ons ken die kind, ons ken sy mens, sy werk saam met sy ma, daai tyd, en hulle hou nou die mense daar weg,
En Robert de Pauw was toe nog polisieman hier gewees en ons wil teerkom en die mense wil ons wegkeer en hy sê nee, los hulle is apostolies. En ons gaan en ons kniel, my man en ek en ons kinders, ons kniel daar by Johan en ons, terwyl ons hande op hom lê, voel ons hoe die lewe uit hom uitgaan en hy sterf op daai teerpad en ons begin die dood te bestraf en ek praat in tale, ek het nie 'n saak met wie staan en kyk nie. En die volgende oomblik is dit asof ons sien die lewe skok terug na daardie man toe. En die Here word hom op in die dood uit. En hy lewe tot vandag se dag nog. Gee aan die Here die eer. Dis wat die vuur van God in jou lewe kan doen. Nou wil ek praat van iemand wat vanmôre hier is. Karel, wil jy net opstaan? Dat wil net sien. Karel Lourens, ek kan maar sit baie dankie. Jare gelede, Here Karel se siel gered in die gemeente en hy wil hê ons moet Robben Eiland toe gaan. Ek is byna klaar. Just bear with us. Ek wil gou kyk. Ek weet dit is nagmaal, maar ek wil u bemoedig met dit. En Karel sê, maar is daar nie iemand wat net op Robben Eiland 'n bietjie die evangelie kan verkondig nie? Ek en my vriendin, ons gaan doen 'n bietjie evangelisasiewerk daar en die Here werk wonders en werk mooi met alle mense daar. En een oggend stap Karel, ek en sy slaap elkeen op 'n matras in die sitkamer. Een oggend vroeg donker, hy het met die boot heen en weer gaan hy uit en jy weet, die ou huise het mos so 'n slootjie, so 'n sementslootjie gehad. En Karel met sy paar nommer 12 skoene sien nooit al lê 'n klein katjie nie en hy trap op die katjie en die katjie is dood. Hy kan my nou uitdra. En daar was pandemonium in daai huis los. Kinders huil en gil en skree en skel en sê, dis wat pa altyd die katte uitsit vir die huis en nie die huis wil hê nie, was dit eers arme pa se skuld, ek het die aand die kat uitgesit deur die venster. Ekskuus. Maar in elk geval, Karel trap op die kat met daai groot paar skoene van hom en hy trap die katjie dood. En Susan kom en sy na 'n hele commotion daar in die kombuis, my vriendin wil nog opstaan en sê nee, los, dat hulle eie battles uitfight. Hier kom sy met die kat in. Die kat is dood in haar hand. Sy sê, Emilia, die kat is dood. Emilia, die kat is dood. Nou, hulle het 'n radiostelsel by die eiland gehad. As jy oor die radio gepraat het met een mens, die hele eiland het gebeur. So Susan radio en sê, Frikkie was die ambulansbestuurder, Frikkie kom dadelik asseblief, want Karel die kat doodgedra. En nou sit sy die dooie katjie in my hand, en ek dink genade, wat moet ek nou met die kat doen? En ek vat hom so in my hande, en ek loop kombuis toe, en ek sit hom op die wasbak neer. En ek begin bid, ek sit my hande op die kat, ek het nie gedink, dat daar iets met die kat kan gebeur nie. Maar ek begin bid in tale, maar in my mind, in my hart wil ek eintlik bid, Here, bring net orde hier in die huis, want die mense is diep ontstel. En die volgende oomblik, daar sit Karel. So, toes die lewe terug in daai dooie kat. En die Here maak die kat lewendig. Nou Karel sê, daai kat het saam met hom getrek, Gansbaai toe, hy het nog 7 jaar agterna, het hy nog gelewe. Tot iemand hom geskiet het, hy kon dalk nou nog gelewe. Maar dit is wat wil ek sê, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Jesus. Maar dit is as die vuur van God in jou lewe brand, dan kan dit nie anders nie. Dan kan dit nie anders dan wonderwerke gebeur nie. En dan wil ek wonder, hoekom is ons baie keer so kragteloos? Hoekom brand die vuur van God so, dat ons het soms nie kan ervaar nie? Wat het geword van die dae, waar die Heilige Gees so kragtig gewerk het, dat niemand nodig gehad het om te sê, kom ons staan op, kom ons sit ons
mense, ag, ek kan nie lag. Ek hoor so baie mense wat vir my sê, nou nie hier nie, ander plekke waar ek al gewees het. Pastoor, ek gaan nou nie na daai kerk toe nie, want die kerk is mors dood. I shame. Dan wil ek vir my môre sê, die probleem is nie by die kerk nie. Die probleem is by jou. En die probleem is by my. Want ons moet die vuur in die kerk inbring. Die Here sit nie hier op 'n stoel met respek gesê en wag dat U kom nie. U moet hom inbring. Gershwin sal weet, daar's 'n ou koortjie wat sê, bring jou vuur van die huis af. En vanmôre, ek was al 4 uur al op en wakker gewees. U en ek moet die vuur in hierdie gebou inbring. U en ek moet aan die brand van die huis afkom en dan moet dit net verder hier gaan. En ek dink by myself, ek wonder maar net, hoeveel mense vat tyd om nog op 'n Sondagoggend hulle af te sonder voor die Here en 'n ontmoeting te hê met die Here, sodat hulle vol van die Heilige Gees krag, vol vuur hier kan instap om 'n ander vuur aan die brand te steek. Ek wonder maar net. Ek is so bly jy vra my vanoggend, hoe kry ek daai vuur? Ons het gelees, Levitikus 6 sê, trek ander klere aan. Met ander woorde, draai na Jesus toe. Raak ontslaaf van die goed wat in jou lewe is, wat God nie tevrede stel nie. Verruil dit vir 'n skoon kleed en sorg dat ons rein gewas in die bloed van Jesus kom. Nommer 2 is, die woord het gesê, ons het dit gelees, verwyder die as. Die Heilige Gees brand skoon in ons lewens en dikwels bly die assies oor. Wees verskoon, gehoorsaam aan God se woord. Haal daai assies uit, krap dit uit. En jy weet ook wat 'n vuur wat al half dood is, as jy net so 'n bietjie, dan kom die vlamme sommer net so op, sodat God se vuur in u en in my lewe kan skoon brand. En die vraag miskien, as ek daai vuur gekry het, hoe hou ek die vuur aan die brand? Levitikus 6 vers 12. Adrie, sal jy so dierbaar wees om vir ons net te kom speel of musiek aansit? Asseblief, baie dankie julle. Hoe hou ek daai vuur aan die brand? Om die vuur van God brandend te hou, is 'n aanhoudende, gedurende proses wat elke dag moet gebeur. Nie net Sondag wanneer jy op batterye hier kom laai nie, maar Maandag wanneer daar niemand op die kansel is om te preek nie, en Dinsdag wanneer jou haas moeilik is, moet die vuur nog steeds aan die brand gehou word. Die vuur mag nie doodgaan nie. Elke môre moet nuwe houtjies opgepak word. Elke dag moet jy reg begin met God. Ek het 'n fantastiese getuienis gehoor in die week terwyl ons saam gebid het. Was vir my so mooi dat iemand sê, hy kom agter 4 uur in die oggend maak die Here hom wakker. Okay, ek weet die Here werk nie met almal dieselfde nie en die persoon het besef dat die Here wil hê hy moet bid. Sê vir my, die Here is nog genadig met jou, maar ek moet elke oggend 1:10 Ek kan maak wat ek wil, maar dit is my leefstyl. Ons moet die dag reg begin met die Here. Die hout wat die vuur aan die brand hou is gebed. Die hout wat die vuur aan die brand hou is om jou Bybel te lees, om jou Bybel te bestudeer. Die hout wat die vuur aan die brand hou is om die onderlinge byeenkomste nie na te laat nie, om dit by te woon, of dit nou 'n biddiens is op 'n Dinsdagoggend of dit 'n Sondagoggend of 'n Sondagaanddiens is. Kom en die hout wat die vuur aan die brand hou is wat maak dat jy 'n magtige getuie vir die Here in Gansbaai kan wees. Elke môre is ek self verantwoordelik om geestelik hout op te pak en God se woord sê, die woord sê dit, die vuur mag nie doodgaan nie, dit moet bly brand. The fire must never go out. It has to keep burning at all times. Is die vuur van God, is die vlam van God se liefde brandend in jou lewe en in my lewe vanoggend. Pastoor, jy's te ernstig. Regtig, jy's te ernstig. Toe Jesus aan die kruis van Golgotha gehang het, toe was dit ernstig geweest. Hy het 'n dierprys betaal, so ek kan maar ernstig wees. Bear with me. Is die vuur van God vanmôre in u lewe aan die brand?
daardie Heilige Gees vuur, wat jou lewe kan skoon brand, sodat jy 'n verskil vir God kan wees. Antwoord myself. Dus voordat ons gaan oorbeweeg na die nagmaal, ek is jammer as ek 'n bietjie tyd opgeneem het, maar ek moet sê wat hier op my hart gelê het. Wanneer ek bedien, het ek al klaar myself geondersoek, want die Here help my, dat ek iets sal kon verkondig, wat ek nie praktiseer nie. So, kom ons maak ons oor toe vir 'n oomblik. Die saak is nie met my nie. Die saak is met God. Ons maak ons oor toe en niemand kyk rond nie. Here, ek het hierdie boodskap afgegee, soos wat U dit op my hart gelê het. Nou Heilige Gees, vra ek dat U self die naprediker sal wees, dat daar aksie sal wees en reaksie. Dalk is daar goed wat die Heilige Gees moet skoonbrand, which needs to remove so that you can improve. Dan wil ek vra, as die Here vanmôre met jou gepraat het, niemand kyk rond nie. As die Here vanmôre met jou gepraat het, gesê, Here, ek het daai vuur nodig in my lewe, of ek soek daai vuur, of die vuur is al uitgeblus, maar ek kan nie vanmôre hier uitstap, soos wat ek hier ingekom het nie. Dan wil ek vra, net daar waar jy sit, die Heilige Gees se soeklig is op jou hart. Wil jy jou hand opsteek? En sê, Here, dankie. Dankie vir hande wat opgaan. Jy sit nie jou hand voor my op nie. Jy sit jou hand op voor die Here. Baie dankie. Nog iemand. Ek soek daai vuur. Ek het daai vuur in my lewe nodig. Baie dankie vir hande wat opgaan. Jy maak vanmôre 'n wilsbesluit. Dankie, ek kan net sak. Jy maak 'n wilsbesluit vanmôre. Ek gaan my vuur aan die brand hou. No matter what. Al kom die storm, al kom die reën, ek gaan die vuur aan die brand hou. God, Jesus kom terug, nie vir 'n kerk wat lam, siek, lame of lazy is nie. Jesus kom terug vir 'n church on fire. En jy moet dit maar self met die Here gaan uitsorteer. As ek iets gesê het wat jy nie van hou nie, gaan sorteer dit met die Here uit. But Jesus is coming for a church on fire, and you need to make a difference in the lives of people. Ek wil vra dat jy die vrymoedigheid sal neem, voordat ons gaan oorgaan na die tafel toe. Wil ek baie graag saam met jou bid. Verstaan vertel jy weet vir ons, dat sy was in Jerusalem in die plek waar Jesus gegeesel was. Waar Jesus gegeesel was en die toergids wat langs haar staan, sy sê sy is so aangeraak deur dit om daar te wees, en die toergids sê van kyk op en sy sien daar ver is 'n kruis. En hy sê van wat sien jy? Sy sê ek sien 'n kruis. Ja, hierdie ondergrondse kerker is diep. Hy's diep onder die grond. En Brother Jake sê vir my, what do you see in the back? En ek sê vir hom, ek sien hier die X. Hy sê, look in the front, what do you see? En dis hierdie twee massiewe sandsteenpilare. Hy sê vir my, look up at the top, what do you see? En bo in hierdie pilaar, en dis hoë pilare, is daar gate, op hierdie stadium is dit sulke leerbande wat daarin is. Hy sê vir my, look down, what do you see? En langs elke pilaar is daar 'n gat. En hy sê vir my, die soldate het in 'n aflosspan vir Yeshua gegeesel met swepe
sweepe, dit was nie net een, wat noem jy dit, voorslag, whatever, met been ingeweef, en stukkies been ingeweef, en twee soldate het aan elke kant Yeshua gegeesel en hulle het hom letterlik in aflosspanne gegeesel. En daardie kruis daar agter was hoe Yeshua se bloed teen daardie muur gespat het. En soos hierdie vier soldate, twee weerskante, vir Yeshua gegeesel het, was daar 'n soldaat by elke wennikerpunt met sponse aan lang riete. En soos Yeshua gegeesel is, het hulle die stokke met die spons in daardie asyn gedoop en oor sy rug gespat die hele tyd. Dit is die lyding waardeur Yeshua is, om die prys te betaal vir elkeen van ons. En ek wil nie vir julle aanmoedig, wanneer ons hierdie nagmaal gebruik, gee soveel eer aan die bloed wat Yeshua vir julle, vir elkeen van ons, of ons glo of ons nie glo nie, wat hy vir ons, that he shed for us. Daardie broodjie of cracker of whatever gebruik word, weet, dit is sy liggaam wat gebreek is vir ons vrymaking van sonde. Baie dankie met julle te kom. Amen. Die nagmaal is nie net vir die lede van die AGS nie. Dit is vir elke wedergebore kind van God. Elke bloedgewasse. Dit het my hart opnuut geroer om te dink, wat het Jesus vir my gedoen? Ek glo dit was vir u tot seën gewees. En ek wil jou sê, vat jou broodjie vanmôre, vat jou glasie en sê dankie. You paid a price for me. Ek kon nie betaal vir al my skuld nie. Jesus het dit gedoen. Vader, ek wil sê thank you God for sending Jesus. Thank you Jesus that you were willing to pay the price so that we could be free. Seën dit vanmôre aan elkeen van ons harte. As jou hart en jou lewe reg is met die Here, gebruik dit en sê dankie Jesus vir die prys wat u vir my betaal het. Baie dankie. U kan maar uit. Ons vat dit met danksegging in oorwinning, want die prys is klaar betaal. And the blood will never lose its power. Ons dankie Jesus. Ons loof, ons prys u vanmôre met groot danksegging vir wat u vir ons gedoen het. Mag die Here vir u ryklik seën. Ek vertrou dat die Here werklik vir u aangeraak het en iets gedoen het. En ek wil sê, dit is nie hoe jy voel nie. Dit is wat jy glo. Ek glo die Here steek 'n nuwe vuur aan die brand. En ek glo hierdie week is deurbraak week. Hierdie week is voorsiening week. Hierdie week is bonatuurlike uitkoms week. Mag jy 'n geseënde week hê. Ek wil 'n aankondiging doen, daar is 'n koffie daar agter en so te weet. Mag die Here ek sien. Vader, wat 'n voorreg was dit geweest om vanmôre na die kosbare woord te kan luister. Ag Here, u het daar gesalf, u het daar gesien, u het daar gebruik mooi van tevore. Ek loof u, prys u daarvoor, Here. Dankie dat ons vanmôre weer opnuut kan besef om daai vuur het ons nodig in ons lewe, Here, om siele
dit kookie van God te bring. Here, ons wil ons hand ons keer boesem steek en hierdie oggend U gaan ons wil bid, maar Here, dat U ons sal help. Elkelijk vanmorgen, hier sit Here en hier uitgaan, so besef ons hier dit nodig. Sodat ons verder, Here, waar ons met mekaar het gaan, en bring ons weer terug in Jesus' wonderlijke naam.